Ekskuus, ons het hom net nou reggehad. Daar gaan kyk of ons in die tussentyd kan regkry. Elke jaar is daar 'n klem waarop die Here vir ons die Kersboodskap opbring en daar's reg, dankie. Daar's partykeer soveel fasette. En dit wat ons vandag nog gaan kyk is dalk 'n woord wat ons nie altyd hoor nie. Dis dalk 'n nuwe aanslag of 'n nuwe. En ons gaan vandag kyk na die eerste 2 persone, as ek dit so kan stel, wat hierdie toneel mee te doen gehad het. En een was die engel, en hoe die engel, wat hierdie boodskap miskien vertel, wat het hierdie engel beleef? En die ander een was dan die herders, en hoekom juist die herders? En hierdie is nou net 'n staaltjie, dit is nou nie regtig egtig nie. Hulle sê, daar was op 'n stadium hierdie engel wat hierdie boodskap moes gaan gee. En hy moes uitgaan en hierdie boodskap wil gee, en hy kom daar in die dorpie, en hy soek 'n geskikte gehoor. Want hy het so groot boodskap wat hy net moet deel, maar hy soek die regte mense wie hy dit kan gee. En hy kom daar verby tollenaars, en daai manne sit pakkies geld, hulle tel net hulle geld. Hulle kyk net, hulle is so besig met hulle winste. Hulle het nie nou tyd vir 'n boodskap nie. En die engel dog, hier gaan hy nie hierdie boodskap aflaai nie. En hy gaan verby en hy kom op 'n stadium, daar by die herberg, en hy sê, "Jot, maar hier's 'n klomp mense wat moet hou." Dit was mos nou 'n volkstelling. So almal moes bly plek en hierdie herbergier is so besig om vir almal plek te soek. Hy sê, "Nee, hier's dit te besig. Hierdie mense kan nie boodskap kry." En hy gaan in die straat af en hy soek nog iemand en hy kom daar by 'n ryk man aan wat 'n feesmaal het vir 'n klomp van sy vriende wat jare terug in die dorpie gebly het, wat ook nou ingekom het, maar hulle is net so besig. Partytjie, hulle is nie ontvanklik vir 'n boodskap nie. En so gaan hy af tot daar by die Romeinse kaserne verby, want hy gedink, miskien gaan hierdie soldate luister nou. Hy wil so graag deel wat op sy hart is. En hy sê, nee, daar's 'n paartjie aan die gang, Piet dan. Hulle is die laaste ouens wat hierdie boot gaan bly. En hy's moedeloos en hy sal uit die stad uit. En hy het niemand gekry nie. Terwyl hy uit die stad uit is, hoor hy 'n skape blaar. En hy kom agter, maar hier's mense. Amper asof hulle gesit en wag het vir iets om te gebeur. Rustig, ontvanklik, was dit die klompie herders, wat op 'n gerustste plek was, 'n gemaklike, en hulle was ontvanklik om hierdie boodskap te hoor. Ek sê, dit staan nie in die Bybel nie, dis nou sommer net 'n storie. Maar hier was die herders, op 'n goeie plek om te hoor wat hierdie engel vir hulle wou kom sê. En ons gaan vanoggend na hierdie 3 kyk. Ons gaan kyk na die herders, na die engel, en dan gaan ons sien hoe pas al hierdie eintlik presies in 'n storie. En dan natuurlik was daar skape. So ons gaan eers aan die fisiese en dan sal ons 'n deurtrek ook na geestelike toe. En ons gaan sien hoe gaan hierdie legkaarte mekaar pas. As ons hierdie gedeelte van die herders en die engele gaan lees, dan lees ons dit in die Bybel in Lukas 2. En ons kan vir hoofstukke van 8 tot by 20 kan ons daai hele gedeelte sien. Maar iets wat hierdie engel moes beleef het. Onthou hierdie engel was in die hemel. Hierdie engel was daar in Genesis 1 toe die aarde en die wêreld geskep het, toe God gesê, laat daar lig wees en daar was lig. So wat sê Johannes 1 weer? Hy sê, in die begin was die woord, en die woord was by God. En die woord was God. En die woord het vlees geword, en onder ons kom woon. Ekskuus, kan ons daai sak wegvat, want ek dink hy voetjie dalk nou daar om te sien, vir die wat kan op sien. Die woord het vlees geword. Hierdie engel was in die begin toe daar gesê het, laat daar lig wees. Wat sien hierdie engel nou? Hierdie engel sien 'n babietjie wat nou daar in 'n krib lê, die dag toe Jesus gebore is. Hy was ooggetuie toe die hele skepping begin is. Ons kyk hier en ons sien hierdie ongelooflike skepping. Hierdie engel was daar toe alles begin het. En nou, die skepper van daai alles, as 'n sprakelose babietjie in 'n krib, sonder dat hy woord kan sê. En hierdie engel sien vir God se volkome genade. Hy beleef iets wat hulle engele nie op aanspraak kan maak nie. Engele kan nie aanspraak maak op God se genade nie, want dit is net ons mense wat dit kan doen. Want daar staan vir ons in 2 Korintiërs 8, want julle ken die genade van ons Here Jesus Christus. Wat is sy genade? Dat hy, en hoe mooi sê die Bybel dit, alhoewel hy ryk was, hy was goddelik, hy was geestelik, hy was daar in die hemel, het hy terwille van julle, terwille van ons mense, het hy arm geword. Hy het aarde toe gekom, hy het arm geword, sodat ons deur sy armoede weer ryk kan word. En dit is wat die verlosser kom doen, deur
Deur sy rykdom het hy arm geword, aarde toe gekom, dat ons weer in hom ryk kan word. En die mense nou dink, hierdie engele sê nou VIP kaartjies gehad het vir hierdie hele storie, wat daar in Bethlehem in die stal en in die krib afgespeel het. Maar hulle het nie die VIP kaartjies gehad. Hulle het nie die belangrikste persone kaartjies gehad nie, want daar toe dit so besig was. Niemand het nêrens plek gehad nie. Niemand het plek gehad vir Josef en Maria nie. Daar buite was daar herders wat geskikte gehoor was om hierdie goeie nuus te hoor. Nou dink ons partykeer aan herders en ons stap so vinnig oor na die volgende vers toe en dan dink ons nie altyd, wat weet ons van die herders nie? Wie was die herders in die Bybelse tyd? Die herders was anonieme mense, hulle name word nie eens genoem. Jy weet as jy vandag op 'n plek kom en hulle sê jy's ook net 'n nommer daar, hulle ken nie eens jou naam nie. Voel jy nou nog al 'n bietjie ongemaklik? Hulle was anoniem. Hulle was die uitgeworpenes, hulle was aan die buitekant van die dorp. Hulle was nie deel van die samelewing nie. Hierdie herders was die laagste klas beroep wat daar op daai stadium was. Hierdie herders is van so min waarde geag. As daar 'n hofsaak was en hulle moes getuies inroep, sou hulle nooit 'n skaapwagter of herder ingeroep het nie. Skaapwagters was nie geloofwaardig nie. Hulle beroep het hulle eintlik nie seremonieel onrein gemaak nie. Maar hulle beroep het gemaak dat hulle altyd buite by hulle skape moes wees. So die ouens wat nog gelukkig elke keer kan kerk toe gaan, het by hulle gaan skape offerdiere kry om dit te gaan offer, maar self het hulle nie gaan offer nie. So eintlik het hulle die offerdiere voorsien, maar eintlik het hulle 'n bietjie ingebreuke gelei in hierdie hele storie. Hulle was daar, maar hulle was ook nie eintlik daar nie. Uitgeworpe, niemand ken hulle nie, hulle is nie betroubaar nie. Hulle was maar net goed om skape op te pas. Maar die engel het 'n boodskap gekry om aan hulle te gaan verskyn en vir hulle hierdie goeie nuus te gaan vertel. En God bewys sy genade aan die hele mensdom in daai oomblik. Toe hy gekies het om nie na die konings toe te gaan, om na die priesters in die tempel, leviete en die ouens wat in die tempel werk toe te gaan, en nie hulle wat gereeld daar is nie, hy gaan nie na hulle toe nie. Hy gaan na die eenvoudige herders toe. En God kies die onbetroubares, die uitgeworpenes, sonder 'n stem, om die eerste boodskappers te word van hierdie goeie nuus. Van hierdie verlosser wat gebore is. En hy kies eenvoudige mense, en dit sê net eintlik vir ons, as die Messias, die verlosser gebore is, kan hy enige een gebruik. As hy die herders kon gebruik, kan hy ons ook gebruik. Ons is nie dit hoef nie net die ouens in hoë ranks te wees wat dit kan doen nie. Hy soek 'n geskikte kandidaat wat eintlik net sê, weet jy, ek is maar net. Dan is jy eintlik die geskikte kandidaat. Dan sê jy soos die herder, wat sê, weet jy, eintlik het ek nie die papiere, of ek het nie die, maar weet jy, my hart is daar, en dit is juist hulle wat die Here dan kan gebruik. Sy die herders en die vissermanne kan gebruik om sy boodskap te verkondig. Herders het dit die eerste gehoor. En hulle het uitgegaan, en hulle het eerste gaan vertel. Nou daai herders, hulle diere gehad, né? Wat het hulle opgepas? Kan julle vir kinders van my sê wat het hulle opgepas? Skape. Het julle al 'n bietjie in die Bybel gaan oplet hoeveel verskillende soorte diere word daar in die Bybel van gepraat? Het iemand al gaan kyk na daai som? Die Bybel praat van 42 verskillende spesies diere. Het julle al gaan kyk wat is die top 5 wat gebruik word? Want die slim ouens gaan mos nou en hulle gee die statistieke daar, so jy kan dit gaan navors, jy kan dit gaan kyk. So kom ons gaan kyk as ons gaan deur hierdie 5 gaan. Dink 'n bietjie of jy, as jy jou Bybel ken, kan agterkom, ek weet van hierdie en ek weet van daai, en watter betekenis het hierdie top 5 dan? En nou gaan hulle van 5 af terugvat 1 toe. So in die nommer 5 posisie van die top 5 diere in die veld, in die Bybel, is bokke in die 5de plek. Bokke is in die 5de plek, ons gaan net nou weer terugkom na hulle toe. In die 4de plek is dit die leeu. Wie kan gou vir my sê, wat weet ons van leeu's in die Bybel? Daniel? Daar het iemand iets van leeu's? Nog iemand? Leeu van Juda. Die leeu van Juda? Wie het nog met die leeu te doen gehad? Samson? Ja, daar's 'n paar plekke waar die leeu's inkom. In die 4de plek, in die 3de plek.
is dit die lam. En ons gaan nou weer na die lam op kyk. In die tweede plek is dit 'n perd. Hulle het nogal gewonder oor 'n donkie. Alhoewel daar baie donkies en esels was, het dit 'n perd. En hoekom sou julle sê is 'n perd dan prominent? Ridder op die wit perd. Die ridder op die wit perd. Wat op pad is, openbaring. So, duidelik het 'n perd 'n baie prominente plek. En kan enige iemand raai. Wie is die wenner van die nom 1 hoeveelheid diere in die Bybel? Die skape. Die skape het die prys gewen. Die meeste van hulle word in die Bybel gepraat. Maar julle het nou, ek weet in die wie's plaas en wie's platteland en wie's stad, die almal nie. Party stedelinge ken ek, maar ons ry partykeer net verby en sê, die ou mooi skapie. Maar wat weet ons van daai skape? En die skaapboere het hierdie punte met my bevestig en hulle het nogal gesê ek hoef nie as ek hieroor gaan praat nie. So, die feit dat daai top 5 plekke in die Bybel het eintlik almal 'n profetiese betekenis. En ons gaan by van hulle uitkom vanoggend. En niks in die Bybel is sonder simbole of sonder simboliek nie. Daar's 'n betekenis en die rede dat hulle nommer 5 is. Maar as ons gaan vanoggend stil staan 'n bietjie by skape want hulle is baie prominent in die Bybel, het skape 'n paar merkwaardige eienskappe. Ek weet nie of julle dit weet nie, Henry het dit geweet. Skape het 'n paar eienskappe en ek kom nou nie van 'n skaapplaas af nie. Maar hierin gaan jy weet. Hulle het geen sin vir rigting nie. Hulle gaan net waar hulle wil. Ek ry nou die dag op pad ouete huis toe ek met die diensdag gaan nou en die skape is in die pad. Daar's 'n wagter voor, daar's 'n wagter agter, daar's 'n wagter links en daar's 'n wagter regs en hulle moet pad toe gaan. As dit 'n trop beeste was, hoeveel wagters sou daar gewees het? 1. So klein tropie skape, 4 wagters, want hulle het nie 'n sin vir rigting nie. Elkeen wil in sy eie rigting gaan. En nou moet julle van al die kante afkeer. So hulle het geen sin vir rigting nie, want hulle dwaal so maklik af. Skape kan hulle self nie verdedig nie. Hoekom is die wagter altyd daar? Om hulle op te pas. As hulle in die veld is, word hulle vanaand gekraal, maar seker te maak dat die jakkalse en die wilde diere nie by hulle uitkom nie. As 'n skaap op sy rug lê, kan hy nie self op sy voete kom nie. Het julle dit geweet? Henry maak so. As 'n skaap op sy rug lê, so op sy rug beland, kan hy nie self op sy voete kom nie, hy het hulp nodig. 'n Skaap is nie 'n pakdier nie. Hoeveel van ons het al gesien dat hulle klomp goed op skape laai om hulle jy al jou skape pakdiere gemaak. Het jy van jou donkies pakdiere gemaak, of jou perde? Ja. Ons laai nie vrag op skape nie. Dit gebeur net nie. Skape het altyd 'n herder nodig, vir wie hulle sal volg. Daar moet altyd een wees wat voorgaan en hulle sal volg. Maar nou is dit baie interessant. Jesus kom in die Bybel en hy vergelyk ons met skape. Hy vergelyk ons met skape. Hy sê in Psalm 100 skryf Dawid wat 'n skaapwagter was, wat hierdie goed verstaan. Hy sê erken dat die Here God is en dat hy ons gemaak het. Ons is syne, ons is sy volk. Ons is die skape van sy weide. Hy sê in Jesaja 53, ons het almal gedwaal soos skape. Elkeen in sy eie pad gestap. Nie net skape wat hulle eie pad stap nie. Mense stap op hulle eie pad. Hy sê ons het almal gedwaal, ons vat elkeen ons koers. Ons het gedwaal soos skape. Maar as ons na daai paar eienskappe gaan kyk, as dit fisiese eienskappe van skape is, en as ons God se kinders is en ons is sy skape, het dit vir ons ook 'n betekenis? Kom ons gaan kyk. Skape het nie 'n sin vir rigting nie, hulle dwaal af. Verdwaal mense maklik in sonde? Verdwaal hulle maklik in welles en versoekings? En hulle 'n afdraaipad gekies en hulle vasgevang daar en hulle kom nie daar uit nie. Mense verdwaal in daai pad, hulle kry daai afdraaipad en hulle bly daar. Die skaap kan homself nie beskerm nie. Ons is nie bestand teen die aanvalle van die vyand nie. Ons het beskerming nodig. As die duiwel inkom om te slag, te steel en te verwoes, want dis wat die Bybel sê wat hy wil doen. Ons is nie bestand op ons eie nie. 'n Skaap wat op sy rug lê, het hulp nodig om op sy voete te kom. Ons is partykeer in omstandighede wat dit voel vir ons lê op ons rug. Ons kan nie opkom nie. Dit voel of die lewe ons afdruk.
Ons kan net sodra ons dink ons kom op, kry ons dit nie reg nie. En dan is dit net die Here wat in krisistye vir ons kan help, om weer op ons voete te kom. Om weer die regte pad te kry. Om ons weer op die regte plek te kry. 'n Skaap is nie 'n pakdier nie. Baie van ons loop ons lewe lank met pakkies van gister, se seer kry, se teleurstellings, se verliese, se traumas. Ons loop met daai pakkies saam. Die Here het gesê, my kinders is nie skaap nie. Ons moet nie pakkies dra nie. Ons moet daai pakkies afhaal. Ons kan nie daai vrag van gister saam met ons dra, dag na dag, en daai vrag gesware druk ons af. Mense gaan graf toe met bitterheid in hulle harte, omdat hulle die pakkies nie aflaai nie. Jesus wil kom en hy sê, weet jy, my kinders, my skaap, moet nie vrag dra nie. Hoe raak ek van daai vrag ontslae? As dit bitterheid en seer kry en onvergewingsgesindheid is daar net een manier wat van daai vrag ontslae raak, en dis deur te vergewe, en deur vry te spreek, en dis wat Jesus sê wat ons moet doen. Daai manier haal ek hierdie pakkies af en word ons lig. Skaap het 'n herder nodig wat hulle die pad wys, wat hulle lei. As ek soms na mense se lewens kyk, dan wonder ek, wie lei hulle? Want dis nie die herder, die leeu van Juda nie. Hulle word gelei deur hulle behoeftes, deur hulle begeertes, deur hulle ambisies. Hulle word gelei deur 'n klomp goed. Hulle word nie altyd noodwendig gelei deur Jesus nie. En as ons mooi gaan kyk in die Bybel, as ons in die Ou Testament gaan kyk, is daar 'n paar plekke wat skape prominent was. As ons gaan kyk tussen Kain en Abel, was daar 2 offers wat gebring was. En ons weet, die een se offer is aanvaar, die ander een se nie. Die offer wat die skaap was, is aanvaar. Abel se. As ons gaan kyk toe Abraham in die moeilikheid is, hy het gehoor hy moet sy seun gaan offer. En nie vat hy vir Isak, daar gehad hulle. Toe dit nou crunchtyd is, toe weet Abraham, is moeilikheid. Wat het God voorsien? Skaap, geofferam. Hy het 'n skaap voorsien. Toe die Israeliete in Egipte is, in die plaas daar, in die laaste plaag, is die oudstes gaan sterf. Wat moes hulle bring? Skaap. Weer 'n skaap. Hy lammetjie wat volmaak was. Elke keer in die Bybel op kritieke tye, was skape prominente plekke. Deel van die hele storie van die begin af. In die Nuwe Testament, hoekom sou dit anders wees? Na wie toe sou Jesus die engel stuur? Na die herder, wie die skape. Ons lees van die gelykenis van die verlore skaap. En die Here sê hy los die 99 kerkgangers en daai een skaapie wat afgedwaal het te gaan haal. Skape kom elke keer terug. En hoekom dan die herders? Want Jesus self identifiseer nie net met die skape nie, maar ook met die herder. Of nie net met die herder nie, maar ook die skape. Jesus as persoon self. En dan gaan kyk ons wat sê die skrif. Hy sê, hy is die herder. En hy is die lam. Jesus, die wat in die stal gebore is. Dit is wie hy is. En dan is dit gepas dat die goeie nuus, die eerste keer, na die skaapwagters toe gegaan het. Wat hulle skape oppas. Dit sou dalk awkward gewees het as dit nie so was nie. Ten spyte daarvan, dat hulle nie die hoë profiel mense van die dag was nie. Die lam, Jesus is die lam. Wat sê Johannes die Doper toe Jesus gedoop is? Daar is die lam van God, wat die sondes van die wêreld sal wegneem. As ons gaan kyk na hierdie lam, dis eintlik ongelooflik om te sien hoe jy van Genesis letterlik tot in Openbaring gaan 'n lam weer. In Genesis 22 moes een lam, een persoon red. In Exodus 12 het een lam, een familie gered. In Levitikus 16 het een lam, een hele nasie gered. In Jesaja 53 het een lam, die een lam, die sondes van baie op hom geneem. Dan kom Johannes 1 en hy sê, hierdie een lam, het nie die sondes van baie nie, hy het die sondes van die hele wêreld op hom geneem. Hierdie een lam kan hierdie pakkies waarna ons so swaar dra hanteer. Want hy sê een lam se bloed kan vergifnis bring oor daai swaar lappies, pakkies van ons verlede. In Openbaring lees ons weer van een lam.
Hy sê daar's een lam in die hemel en in die middel is die lam en almal is rondom hom. Wat gaan van ewigheid, was van ewigheid en gaan tot in ewigheid wees? Die een lam. So letterlik in die Bybel loop daai lam regdeur. Maar hy kom sê ook, Jesus is nie net die lam nie, hy is die herder self. As ons gaan kyk na die vyfvoudige bediening, wat ons in Efesiërs van lees, wat hy sê, daar's apostels en profete en leraars en evangeliste en herders, sê Jesus van al 5 daai, al was hy die beste profeet, al was hy die evangelist, sê hy, ek is die goeie herder. Hy kom elke keer terug na die herder en na die skaap toe. Psalm 23 sê Dawid, die Here is my herder. Kyk hoeveel trek hy deur. Johannes 10 sê hy is nie net die herder nie, hy is die goeie herder. Maar weet julle wat doen die goeie herder? Hy sê hy maak die hek oop en sy skape gaan deur die hek oop. Hy sê die dief kom en hy spring oor die draad. Maar die herder maak die hek oop en die skape gaan daardeur. Maar dan sê hy verder, sy skape luister na sy stem. Sy skape luister na sy stem. Nou vra ek vir myself, na wie se stemme luister ons? Luister ons regtig na die herder se? Is hy die een wat ons lei? Of wat is dit wat ons lei? Na wie volg ons? Wie roep en agter wie gaan ons aan? Of luister ons regtig na die goeie herder? Maar dan kom hy in 1 Petrus 5 en hy sê, aan die einde van die tyd gaan die opperherder verskyn. Wie is dan die opperherder? Daai opperherder gaan 'n beloning saambring. Vir hulle wat op aarde gedoen het wat hy gevra het, gaan hy beloning bring, want die opperherder bring sy beloning saam. Maar hier is 'n belangrike gedeelte wat skape en die bokke bymekaar kom. En in Matteus 25 sê hy, en wanneer die seun van die mens in heerlikheid kom, 1 Petrus 5 het gesê, dan sal dit die opperherder wees. Wanneer die seun van die mens in heerlikheid kom en sy heilige engele saam met hom, dan sal hy op sy troon sit. En voor hom gaan al die nasies versamel en hy sal hulle van mekaar skei, die herder, die skape van die bokke. Daar's 'n plek wat nog in die toekoms gaan gebeur. Wanneer dit is ons nie seker. Maar daar's 'n plek waar dit gaan gebeur dat die skape en die bokke van mekaar geskei word. Nou, maar hoeveel was die bokke? Op 5 nie, hy was op die 5de plek. Skape was 1, bokke was 5. Daar gaan 'n skeiding plaasvind. Hoekom sal dit wees? Hoekom sal daar 'n skeiding plaasvind tussen die skape en die bokke? Want die Here identifiseer die skape met sy mense. En die bokke is nie deel van sy kudde nie. Wanneer ons gehoorsaam is aan God en aan die kriteria wat hy sy woord gestel het, nie wat ek wonder of wat my pa of my oupa vir my gesê of wat ek hoop my verwagting of my opinie gaan wees oor hoe die Here dit daai tyd gaan doen, weet ek en Here, dit is 'n goeie verstandhouding. Hy verstaan, hy ken my hart daar. Hy weet my hart is op 'n goeie plek. Al is my leefwyse nou nie altyd in lyn nie. Hy ken nou my hart. Maar weet jy, as ons hier gaan kyk, wat sê die Here in sy woord? Dan moet ons seker maak op watter kant gaan ons inval. Want dan gaan net een van twee kante op die einde van die dag wees. En Christian, ons jongste seun, het ons in Israel was, die laaste aand in Tel Aviv het hy 'n droom gehad. En dis nog voor ons al van hierdie goeders alles verstaan het, en voordat hy geweet het van goed wat aan die einde van die tyd gaan gebeur, wat Openbaring en al die plekke in Tessalonisense van praat, het hy nie geweet wat staan daar nie, en hy word daai oggend wakker en hy sê vir my, mamma, ek het 'n droom gehad. Ek sê vir hom, wat het jy gedroom? Hy het my gesê, Jesus het op die wolke gekom en hy het ons gesê, die tyd is min. En hy sê, maar die mense het in 2 groepe gestaan, en dis die deel wat ek nie verstaan het nie. Hy het gesê, die mense het in 2 groepe gestaan, en die wat reg was, het saam met Jesus opgegaan hemel toe. Hy sê, maar hulle lywe het so in die sand ingegaan, want ons was by die see. Hy sê, die Bybel sê mos so iets van stof en sand, en toe uiteindelik bedoel daai gedeelte stof is en tot stof sal nie terugkeer. Maar die deel wat ek nie verstaan het nie, want die ander mense het toe agtergebly. En ek het nie verstaan hoekom is daar 2 groepe nie. Totdat ek hierdie skrif in Matteus 25 verstaan, waar Matteus vir ons skryf, dat die herder gaan kop, die opperherder, en hy gaan die skape van die bokke skei. Nou gaan 'n dag kom waar daar skeiding gaan plaasvind, maar wat gaan die kriteria wees waar die skeiding op gaan plaasvind?
En dit sê hy vir ons in Matteus 25, en ek gaan vir ons lees hier. Hy sê vir ons, daar gaan 'n plek wees wat vir party gaan hy sê kom in, en vir ander gaan hy sê gaan weg. En hy sê, en die koning sal antwoord. Nee, wag, vir die volgende ene. En hy sê vir hulle, gaan weg van my julle vervloekes, wat berei is in die ewige vuur wat vir dit berei is vir die duiwel en sy engele. Hy sê, want ek het honger gehad, en julle het my nie iets gegee om te eet nie. Ek het dors gehad, en julle het my nie iets gegee om te drink nie. Ek was 'n vreemdeling, julle het nie vir my herberg gegee nie. Ek was naak, julle het my nie geklee nie. Ek was in die gevangenis en julle het my nie besoek nie. En hulle skrik en hulle dink, dit is die kriteria waar die skape van die bokke geskei gaan word. Hulle sê, sjoe, Here, as ons geweet het, u was honger, so ons hadden 'n bietjie kos gehad het, ons het ekstra daar in die kas, ons het seker gebring het. Maar hy antwoord hulle en sê, Here, wanneer het ons die honger gesien of dors, of 'n vreemdeling of naak, of siek of in die gevangenis, en wanneer het ons hierdie gedien nie? Hy sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, sover julle dit nie aan die geringstes van hierdie gedoen het nie, het julle dit ook nie aan my gedoen nie. En hulle het heen gegaan en weggegaan in die ewige straf, maar die regverdiges het ingegaan in die ewige lewe. As die Bybel vir ons sê, daar gaan 'n dag wees waar dit gaan gebeur, is dit 'n dag waar dit gaan plaasvind. Waar hy vir die bokke gaan sê, gaan weg, ek ken jou nie. Gaan in die ewige straf. En vir die skape sê hy, kom in. Ek het die hemel voorberei vir julle. Dis wonderlik, die dag toe Jesus aarde toe gekom het as 'n babatjie gebore is, het hy 'n taak gehad. Hy moes vir 30 jaar op aarde wandel, 33 jaar. Toe is daar 'n dag wat dit die tyd was wat sy taak volbring moes word en hy moes aan die kruis sterf om verlossing te bring. 10 dae daarna, 40 dae daarna, vaar hy op hemel toe en vandag is Jesus in die hemel, aan die regterhand van die Vader en hy berei vir ons plek voor. Hy maak vir ons plek in die hemel, vir elkeen wat deel van die skaapspan is. Ek weet nou nie van julle nie, maar ek wil nie in die boksspan wees nie. Of hulle nou goed reg speel. Ek wil in die skaapspan wees. Maar vir die boksspan, wat gaan met hulle gebeur? Ek gaan vir hulle sê, gaan weg. En wat is die skeiding? Hulle wat gedoen het. Wat God gesê, of hulle wat nie gedoen het nie. En dan kan ek nie my opinie, my persepsie vat van wat ek denk nie. Ek moet maar terug aan woord en gaan kyk, wat sê die woord wat moet ons doen? So toe Jesus hemel toe gaan, toe stuur hy vir ons die Heilige Gees. En die Heilige Gees is nou hier by ons op aarde om ons te help, om ons te lei, om ons voor te berei vir daai plek in die hemel. Want die goeie nuus van Kersfees is, Jesus het nie gegaan om daai hemel voor te berei net vir homself en die Vader nie. Nee, hy hou nie daarvan om alleen partytjie te hou nie. The more the merrier. Die Seun van die mens het aarde toe gekom om te soek en te red die wat verlore is. So elkeen wat verlore is, wil hy gaan soek. En as hulle hom nie ken nie, wil hulle hom red, sodat hulle ook kan gaan en wees waar hy is. Dis die groot boodskap van Kersfees. So as ons stil staan by, hoekom het die Here die engel gestuur na die herders toe, na die laagste klas toe, die uitgeworpenes, die wat eintlik niks werd is nie. Want eintlik is hy die goeie herder. Hy is die goeie herder wat ons elke dag wil lei in 'n verhouding met hom. Hy wil ons lei dat ons lewe en dit wat ons glo en dit wat ons sê ons glo, dat dit alles in lyn is en by mekaar kom. Hy wil ons lei in ons besluite. Hy is die volmaakte lam wat geoffer is, sodat daar verlossing beskikbaar is. Ding wat die Here tyd terug vir my oopgebreek het is, hy sê vir my, die kruis is 'n uitnodiging. Die kruis is 'n uitnodiging van dit wat Jesus gedoen het. Wat het hy gedoen? Hy het aan die kruis gesterf sodat almal gered kan word of net party? Net party wat in Gauteng en Meyerton bly, en party wat in Bethlehem bly, en party wat hier en daar bly, net as 'n party gered kan word? Almal. Dis 'n uitnodiging vir almal. My vraag is, word almal gered? Gaan almal hemel toe? Want ons sê ons glo daarin. Ons glo. Ek glo Jesus het gekom, ek glo hy is die Seun van God, ek glo al hierdie dinge. Maar wat sê die Bybel verder? Die Bybel sê in Hebreërs, die duiwels glo ook en hulle sidder. Dink julle ons gaan saam met die duiwel in die hemel wees? Nee. So wat maak die verskil
tussen party wat glo, almal wat glo, en party wat dan hemel toe gaan. Daar's 'n plek in die Bybel wat hy wil sê in Johannes 1:12, almal wat hom aangeneem het, hulle wat in hom glo, en hulle het die reg gegee om 'n kind van God te word. Dis net God se kinders, sy skape, wat hemel toe gaan. Maar daar's 'n plek waar ek iets moet doen. Ek moet my lewe vir hom gee. Ek moet hom aanneem as verlosser. Ek moet weergebore word soos wat Nikodemus en Jesus se gesprek oorgaan. Dan het die volmaakte lam se offer 'n waarde in my en jou lewe. As ons daai volmaakte offer oor ons eie lewe aangeneem het. Want dan moet ek hom aanneem en my verlosser maak dat ek gered kan word. Want sy offer het dan my sondes kom bedek. En dan het hy gesê, hy het nie engele gekies om die boodskappers te wees nie, maar eenvoudige herders, eenvoudige mense. En as hy eenvoudige mense kon gebruik het, kan hy ons ook gebruik om 'n boodskap te bring van goeie nuus. Om mense te vra, is jy seker, jy's in die skaapspan? Of is jy dalk nog in die boks van jou lewe getuig? Weet jy, mense hoef nie partykeer vir die bokke te vra of in watter span is nie, hulle lewe praat kliphard. Hulle lewe praat al kliphard in watter span hulle is. Maar hulle weet dalk nog nie van die goeie nuus dat Jesus gekom het nie. Want die kruis is 'n uitnodiging. Jesus het gekom dat almal gered moet word, maar nie almal neem sy uitnodiging aan nie. Ek gaan afsluit met die laaste gedeelte en ek het dit nie voorberei nie, maar dit lê tog op my hart om dit te sê vanoggend. Daar was op 'n stadium 'n vrou wat 'n uitnodiging gekry het, sy was 'n baie goeie sangeres, om 'n troue te gaan, by 'n troue te gaan sing van 'n baie bekende familie in Amerika, en een van die groot Twin Towers, daar was 'n baie groot vertoning gewees op 'n troue, en was net die hoogste van die hoogstes wat uitgenooi was na die troue toe, en sy was so bevoorreg om 'n uitnodiging te kry, en sy na man, sy het alles reg gekry. Man, kyk, hulle het geweet, hierdie kyk, 'n troue mis jy nie, maar hierdie mis jy glad nie. En hulle kom die dag van die troue daar aan, netjies se rok aan, is kom by daar's die laaste 2 verdiepings van die hele gebou is uitgeboek vir die troue, en hulle kom, en nou is daar 'n man met 'n lys, en net die mense wie se naam op die lys is uit die aard van die saak gaan by hierdie grand troue ingelaat word. En sy kom, Mitske was al van, en sy sê, hulle van, en ou gaan die lys deur, en hulle kry nie 'n naam vir, sy sê vir hom, nee man, sy spel die van vir hom, en hy sê vir hom, skus, jou naam is nie op die lys nie, kan nie ingaan. Sy sê hom, luister, ek moet sing vanoggend, ek is die eerste gas vanoggend, ek moet kom sing by die troue. En hy sê, mevrou, as jy geantwoord het, is jou naam op die lys. En dan is dit net hulle wie se naam op die lys wat ek kan toelaat om hier in te gaan. En hy roep dadelik op die oomblik, hy sê vir die wagte, luister, hierdie mense se naam is nie op die lys nie, vat hulle asseblief weg. En hulle is so verneder, hulle moet sommer daar by die agterste deure uitgaan, hulle mag nie eens meer by daai mooi fooier uitgaan nie. Sy's verslae. Sy kan nie glo wat dit nou net nie gebeur nie. Hulle is genooi vir die troue, sy gaan sing, dan gaan sy nie sing nie. Wat het hier gebeur? Hulle moet by die agterdeur uit. Uitnodiging gekry elke ding. Wat huis te bars sy trane uit, en sy sê van man, wat het hier so pas hier gebeur? Hy sê van maar, hoe het dit gebeur? Hy sê, sy dink so, sy sê, weet jy wat, ek was so besig om alles voor te berei reg te kry, dat ek nooit ge-RSVP het nie. Ek het nooit geantwoord, daar was 'n datum en 'n nommer, en ek moes antwoord dat ons kon kom. Ek het dit nooit gedoen nie. Toe het gebeur dat my naam nie op die lys is nie, en ons kon eers by die troue ingaan. Weet jy, God kom en hy sê, die kruis is 'n uitnodiging van dit wat Jesus gedoen het, maar elkeen van ons moet antwoord. Want sy sê, vrou man, en toe kom die groot hartseer, sy sê, hoeveel mense het gehoor van die uitnodiging om hemel toe te gaan, maar hy het nooit geantwoord. Om vir Jesus te sê, en hoe antwoord ek, wanneer ek my lewe vir hom gee, wanneer ek hom aanneem as verlosser en saligmaker, antwoord ek. Wanneer ek weergebore is dit my antwoord, dit wat hy reeds gedoen het. En dan as ek daar geantwoord het, weet ek, hy skryf my naam, nie op die lys vir die troue daar, by die grand troue nie, hy skryf my naam in die boek van die lewe, want Openbaring sê, elkeen wie se naam in die boek van die lewe is, dis hulle wat in die hemel gaan toegelaat word, dis hulle wat God se kinders is, dis hulle wat gaan deel aan die feesmaal van alle tye. My vraag vanoggend, die lam het gekom, Jesus is gebore, vir 'n rede, het al jou naam in sy boek geskryf, het jy al geantwoord, is hy jou herder, en as jy nie seker is nie, die naweek is nog lank, ons is hier tot Saterdag,
Kom ons maak seker, kom net by my en sê vir my, help my, ek wil seker maak my naam is in die boek van die lewe. Ek sê vir jou naam kan geskryf staan op YouTube, hy kan geskryf wees op die televisie, hy kan in die internet geskryf staan. Hy kan geskryf staan net waar hy kan in jou kerk, met groot respek, sy boeke staan waar jy aangeneem en voorgestel is, maar as hy nie in die boek van die lewe in die hemel staan, gaan jy dit mis. En nou kom hy en hy sê, daar's goeie nuus. God se reddende genade het vanoggend aan ons almal verskyn. Ons kan nie sê ons het nie geweet nie. As jy nie seker is, en ek het met baie mense te doen, as ek hulle hierdie vraag vra, sê hulle vir my, mag gaan ons ooit weet, en sê ek, ja, die Bybel sê, ek sê hierdie dinge dat julle dit kan weet, dat julle kinders van God is, ons moet nie daaroor wonder, ons moet dit weet, dit is 'n keuse wat ons maak. So kom ons bestadium en sê vir my, help my, dat my naam in daai boek staan, as hy nog nie daar is. En miskien is dit jou eerste Kersfees, waar jy weet, daar's 'n groter storie, in hierdie goeie nuus. Die verlosser het gekom, maar nou sê nie meer net die verlosser nie as jou verlosser. Die een wat jou naam in sy boek skryf. Jou herder wat jy van nou af gaan lei. En jy weet, jy's 'n skaap, maar jy's 'n goeie skaap. As jy op jou rug beland, gaan hy jou terugtel op jou voete. Mag ons met nuwe oë na skape kyk, na herders kyk. En weet, God wil elkeen van sy skape in die hemel hê. Amen. Kom ons sluit die oë. Dankie Hemelse Vader vir die woord. Dankie Jesus dat U die herder is, wat die skape wil lei. Dat U die volmaakte lam was wat geoffer is, sodat daar verlossing en verzoening vir ons kan wees. Here, maar ek wil vanoggend bid dat U met elkeen van ons in ons harte bemoeienis sal maak. Dat as ons nog net deel is van die skaapspan, miskien was op 'n stadium daar, maar miskien het die lewe ingekom, en ons het afgedwaal so skape maar doen. En ons is nie meer op die plek waar ons moet wees nie. Here, was dit U reddende genade wat vanoggend gekom het, om uit te reik na elkeen van ons en te sê, ek wil jou terugbring. Terugbring in die span. Terugbring hom, en jou naam weer skryf in die boek van die lewe. Here, dankie dat dit U plan is, die goeie nuus, dat die Seun van die mens gekom het om te soek en te red, elkeen wat verlore is. Dankie dat U niemand wil verbylaat. Dat U met elkeen van ons bemoeienis wil maak in hierdie dag. Dankie dat Jesus gekom het, sodat daar vir elkeen van ons 'n uitnodiging op redding kan wees, wat ons moet aanneem en aanvaar, sodat ons waarlik U kinders kan wees. Here, dankie vir elkeen wat vanoggend gekom het en kom luister. Mag U Heilige Gees die napredigende kir in ons harte wees. Hierdie woord sal vasmaak en ons herinner daaraan, wanneer die verkeerde een voor ons wil kom staan en ons die verkeerde rigting wil lei. Dat ons na U stem sal luister, sal doen wat U van ons vra. En getrou U sal volg. Here, ek bid dat U elkeen van ons wat hier sal seën in hierdie tyd. Immanuel, God met ons, dat ons bewus sal wees van U teenwoordigheid, vandag en môre, wanneer ons huis toe gaan. Elke dag bewus van dit wat Jesus vir ons kom doen. In Jesus se naam. Amen. Amen.